Goeiedag broers en susters, weer eens julle broer en Christus Theo hierso. Julle weet ek bring altyd die woord van God na u toe, elke dag. Maar die vraag wat ek u wil vra, besef u, hoe naby is ons aan die koms van die Here? Jesus is daar in Mattheus 24, en vele ander plekke sien ons in die Bybel, praat hy van oorloë, die eindtyd, die oordeele van God, wat gaan gebeur met mense, die wegraping, die eindoordeel, die 1000 jaar van vrede, baie dinge word gepraat daarvan. Maar die vraag is vandag, jy as mens, het jy al gaan sit en ernstig dink oor die dinge? Ek praat van ernstig en sit en jou eie lewe bepeins. Jy sien vriende, ons moet besef, die koms van die Here kan enige tyd kom. Niemand weet wanneer dit gaan wees nie. Maar as jy reg is, die Here kom. Want dus Hebreërs 9 vers 27 sê, dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterf, daarna die oordeel. Maar as jy gered is, vir Jesus aangeneem, sê Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Maar net kort, tydjie wat ek tot my beskikking het, wil ek jou die vraag vra, wat gebeur as Jesus vandag sou kom? Wat van jou? Waar staan jy? Ek wil praat met jou oor die fokus, oor die seën, voorbereiding. As ons Mattheus 24, vers 29 tot 44 gaan lees, sien ons Jesus praat van die eindtye. Gaan kyk ons 1 Thessalonisense 4 vanaf vers 13 tot 18. Dan sê Paulus vir ons, praat hy oor die wegraping. Baie kerke glo nie in die wegraping nie. Hulle glo in een wederkoms van die Here, ja, ek ook. Maar die wederkoms van die Here is in 2 fases. Die een waar ons hom volgens 1 Thessalonisense 4 in die lig sal ontmoet, en die ander keer wanneer hy sy voet op die Olyfberg kom sit, Openbaring 20:11 tot 15. Wat van Jesus? Waarom het hy dan gesê in Johannes 14 vers 1 tot 3, dis vir ons meer voordelig dat hy weggaan, hy gaan vir ons 'n plek voorberei, en hy kom weer terug. Ander dele wat ons kan lees is 2 Korintiërs 5. Nou vriende, my broers en susters, ons moet besef, ons leef in 'n wêreld vol afleidings, vol planne en doelbewutte vir môre. Ons maak ons kinders groot, ons betaal ten duurste in die regte skole om hulle te beplan vir môre. Maar hoeveel van ons kinders ken die Here, die Here skielik sou kom? En die kind is al rekensvatbaar. Waar gaan die kind eindig? Ken hulle Jesus? Het hulle vir die Here aangeneem al? Maak ons net soveel moeite om ons kinders by die kerk uit te kry en te leer van Jesus, as wat ons maak om hulle voor te berei vir hulle lewe vorentoe. Niks is vir niemand gewaarborg nie. Môre is vir niemand gewaarborg nie. Wat as môre nie kom nie? Wat as Jesus vandag sou terugkom, vannag sou terugkom? Hoe sal dit lyk? Wat wag vir die gelowige? Wat wag vir die wat hom verwerp het? Weet jy hierdie dinge? Verstaan jy hierdie dinge? Wel, voor ek verder gaan, laat ons eers stil raak voor die Here in gebed. Here Jesus, U het beloof om weer terug te kom. U sit vandag aan die regterhand van die Vader, waar U vir ons elke dag intree. Selfs U weet nie wanneer die dag of die uur is wanneer U terugkom nie. Nie een van ons weet nie.
maar hy het ons geroep om wakker te wees, gereed te wees, en U met 'n rein hart te verwag. Die Bybel sê vir ons in 1 Petrus 1 vers 16, wees heilig, want ek is heilig. Dis geen opdrag nie, Here. Verder sê hy vir ons, word vervul met die Heilige Gees. Dis weer, dis geen keuse nie. Die ander een is ook nie 'n keuse nie. Dit is 'n opdrag van U. Here, daarom vra ek nou, spreek nou deur U woord en laat U Gees ons harte oopmaak. En as U vandag sou kom, laat ons gereed wees om U met vreugde te ontmoet. Vra dit in U wondernaam. Amen. Nou vriende, in Johannes 14:3 sê Jesus vir ons, ek gaan om vir julle 'n plek te berei, en ek sal weerkom. Daar is verskeie idees en verkeerde idees. Sommige dink hy sal nooit kom nie. Ander dink hy sal eers waarskuwing kry. Maar hy self het gesê in 1 Tessalonisense 5 vers 2, hy gaan kom soos 'n dief in die nag. So die vraag is nie vandag gaan die Here kom of gaan hy nie kom nie. Ons weet verseker hy kom. Want hy is nie 'n man of 'n mensekind dat hy iets sou beloof en nie waar maak nie. Numeri 23:19 is baie duidelik daaromtrent. Die vraag wat ons liewer moet vra, is ek gereed? Is jy gereed? Is my kinders gereed? Is my man gereed? Is my vrou gereed? Is my familie gereed? Is my vriende gereed? Het ek al met hulle gepraat daaroor? Ek wat weet wat is reg, wat is verkeerd. Het ek die vrymoedigheid geneem om met hulle te gaan praat. Want wat gebeur as Jesus vandag kom? Wel vriende, daar is 3 hoofaspekte. Nommer 1, sy koms is sigbaar en oordeel belaat. Matteus 24:29 tot 31 en ook 36 tot 44 praat die Here van die dinge. Hy sê sy wederkoms sal nie in die geheim wees nie. Die wêreld sal hom sien. Die engele word uitgestuur om sy uitverkorenes te versamel. Vir die wêreld wat hom nie verwag nie, sal dit wees soos in die dae van Noag. Hulle het geëet en gedrink en getrou en kinders gemaak en aangegaan. Hulle het geweet daar kom iets. Noag het hulle gewaarsku, so waarsku God vir ons. Maar skielik en skokkend was die vloed op hulle. So sal die koms van die Here ook skielik en skokkend wees. Kyk ons na die laaste oordeel, die oordeel van hulle wat nooit Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser nie. Dan lees ons daarvan in Openbaring 20:11 tot 15. Ons noem dit die groot wit troon oordeel. Die Bybel sê in Hebreërs 9 vers 27, dit is bestem vir die mens om eenmaal te sterf, daarna die oordeel. Want jy sien, daai dag sal die boeke geopen word, en elke mens word geoordeel volgens sy werke. En wie se naam nie in die boek van die lewe geskryf is, was nie, sal deur God verwerp word. Hy gaan sê, gaan weg van my of jou vervloekte, ek ken jou nie. Jesus het Matteus 7:21 sê, nie almal wat sê Here, Here, sal die koninkryk van God beerwe nie. Nou kom ons by onsself. Nou kom ons by jou. Nou moet ons elkeen die vraag afvra, is my naam in die boek van die lewe?
Weet ek wanneer het ek vir Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser? Het ek die sekerheid? Of leef ek met 'n valse gevoel van sekuriteit? Want jy sien, vriende, die oordeel van God is regverdig. God gee elkeen wat hy gekies het. Die wat hom gekies het, kom haal hy. Daarom sê Hebreërs 9 vers 28, hy kom die al wat hom verwag. En die ander wat hom nie gekies het nie, het eintlik teen hom gekies. Hulle het hulle eie wil gekies. Hulle name is nie daar geskryf nie. En verskriklik sal dit nie wees om die hande van 'n lewende God te val nie. Die Bybel sê hy is soos 'n verterende vuur. Vir ons wat gelowig is wat vir Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser, sal dit 'n oomblik van vreugde en seën wees. Want 1 Tessalonisense 4:13 tot 18 praat daarvan. Hy sê, julle moet nie tree soos mense wat geen hoop het oor die wat reeds gesterf het nie, want die dag as die Here kom op die wolke, bring hulle saam. So die dooies in Christus sal eerste dan opstaan. In 'n oomblik en 'n oogwink sal hulle verander word. Die gelowiges wat nog leef, sal saam met hulle opgeneem word, want ons sal almal verheerlikte liggame ontvang. Ja, want hierdie verganklike liggame moet met onverganklikheid bekleed word. Ons sal verheerlikte liggame kry soos Christus, om nooit weer te sterf nie. So die dooies wat in Christus was, die wat tot bekering gekom het, wie se gees en siel vandag by die Here is, dit alles sal saam met die Here kom, maar hulle liggame sal opgewek word. In 'n oomblik en 'n oogwink word dit dan saamgevoeg weer. En ons wat nog in die lewe oorbly, sal in 'n oomblik en 'n oogwink ook verheerlik word. En saam met hulle sal ons opgeneem word om die Here te ontmoet. En die Bybel sê, bemoedig mekaar, want so sal julle altyd by die Here wees. Jy sien, op die oomblik is Jesus daar bo besig in die hemel om vir ons 'n plek voor te berei. Hy sit nie passief daar langs die Vader net in intree vir ons nie. Nee, in Johannes 14:1 tot 3 het hy gesê, hy gaan vir ons 'n plek voor te berei. En sy koms beteken die vervulling van ons hoop. Vriende, daar gaan seëninge van sy koms wees vir die gelowiges. Openbaring 21:4 sê, by hom is daar geen trane meer nie, geen pyn, geen dood, geen hartseer, net die volle gemeenskap met God. En soos 1 Korintiërs 15:51 tot 53 sê, ons sal verheerlikte liggame hê om nooit weer te sterf nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy weet jy het vir Jesus aangeneem as saligmaker en verlosser, hoef jy nie bang te wees of te vrees vir die wederkoms van die Here nie, want jy hoef nie bang te wees as jy in Christus is nie. Daarom kan jy vandag met 'n verwagting lewe, daardie verwagting van sy wederkoms. Ons lees daar in Matteus 25 van die 10 maagde, die 5 wat reg was, die 5 wat nie reg was nie. Is jou lampie ook vol? Vriende, jy moet jouself voorberei. Jy moet seker wees. Ons lees daar in 2 Korintiërs 5 vers 10 dat elkeen van ons sal voor Christus verskyn. En nie so praat hy eintlik van die wat gered is. En ons weet dat elkeen van ons voor die regte stoel van Christus te staan kom, en daar sal ons verantwoording doen vir ons werke. Dis die werke na ons redding. Ons gaan rekenskap gee van ons lewe. Vriende, daar kom 'n skeiding tussen mense. Die dag as die Here kom.
Matteus 25:31-46 praat van die skeiding van die kaf en die koring, die skeiding van die skape en die bokke. Party sal in die kraal ingebring word, ander nie. Hy praat van dade van barmhartigheid en liefde, van bewyse van ware geloof. So Jesus roep ons tot gereedheid. Daar is niemand van ons wat ooit perfeksie sal bereik nie. Want dit gaan nie oor of ons perfek is nie, maar of ons in 'n verhouding met hom is. Die man aan die kruis, hy was nie groot gedoop nie. Hy het nog nie heiligmaking nagejaag nie. Maar hy het die Here gevra om te red. Dink aan my vandag, het hy gesê. En tog het die Here sê, vandag sal jy saam met my in die koninkryk wees. So daar is nie 'n selektiewe wegraping nie, solank jy gered is. Die Here roep ons om in 'n verhouding met hom te staan. Tot geloof, tot bekering, tot gehoorsaamheid. Wat sou Jesus vandag oor jou lewe sê, my broer en my suster? Is jy aan die brand vir die Here? Of as jy lauwarm? Het die Here nie daar in Openbaring gesê, omdat jy nie warm of koud is nie, gaan jy uit my mond uitspoeg nie. Gaan lees Openbaring 3:16. Het jy al jou sondes bely? Bely jy dit gereeld? Of is daar nog sonde wat jy nog nie bely het nie? Het jy al vrede met God? Vrede met jou medemens? Is jou naam geskryf in die boek van die lewe? Het God jou geregverdig? Het hy jou regverdig verklaar en volgens Johannes 1:12 jou kunskap gegee? Het jy daai sekerheid dat jy hemel toe gaan? Vriende, nog net so 'n paar gedagtes met jou deel. So 'n paar slotgedagtes. As Jesus vandag sou kom, is jy of in sy teenwoordigheid vir ewig of vir ewig afgesonder van hom? Want daar is net twee weer. Dis of hemel toe of is hel toe. As jy vir Jesus gekies het en tot bekering gekom en gevra het om jou te red, is jy hemel toe. Dat is jou naam geskryf in die boek van die lewe. Maar as jy hom nog nie gekies het nie, het jy eintlik teen hom gekies. Ek wil vandag sê, jou God het jou lief. Hy is lankmoedig. Maar hy gaan nie vir altyd wag nie. God is regverdig. Hy gee vir jou 'n kans. Moenie daai kans verspil nie. Die uitnodiging staan steeds. Matteus 11:28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Johannes 6:37, elkeen wat na my toe kom, sal ek red, ek sal niemand wegstoot nie. Jesaja 1:18, al is jou sonde soos skarlaken, sal dit wit was soos wol. Volgens 2 Korintiërs 6:2 is vandag die dag van redding. Jesus is koning, vriende, nie net van môre nie, maar ook die koning van vandag. Is hy al die koning van jou hart? Het jy al die Heilige Gees ontvang? Is jou liggaam al die tempel van die Gees van God? Ek wil 'n oproep doen tot oorgawe. Net dalk moet jy vandag weer jou hart gee. Miskien het jy 'n valse bekering gehad. Miskien moet jy vir die eerste keer jou knie buig. Dan weet jy, sy kom sal vir jou 'n vreugde wees, nie 'n vrees nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die belofte dat U weer kom. Ons weet nie wanneer nie, maar ons wil gereed wees.
Daarom, Here, kom ons opnuut. Party van ons die eerste maal, party van kom opnuut, maar net weer na U toe. Kom reinig ons harte, was ons met die bloed, neem ons aan as Godskinders, word ons verlosser. Vergewe ons sonde, vul ons met die Gees, en laat ons nie skaam staan voor U nie, maar met blydskap na U toe opkyk. Geef vir ons 'n wederkoms verwagting, vul ons met die Gees en verander ons om meer soos U te wees, om heilig maak en na te jaag. Vader, verklaar ons tog asseblief regverdig en help ons om ook die evangelie uit te dra en ander te waarsku en te wys na die pad van die lewe. Vir ons wat miskien nog aan die slaap is, maak ons wakker. Wakker in geloof, wakker in liefde, wakker in gereedheid. In Jesus naam bid ek dit. Vriende, ek hoop jy gee ag op die woord. My nommer is 076-173-8742. My naam is Theo Schulz, ek is 'n prediker in Port Elizabeth. As jy elke dag wil boodskappe kry, sit my nommer op jou foon. Stuur my 'n WhatsApp en ek stuur vir jou elke dag Engels en Afrikaans, of as jy net wil Engels of net Afrikaans stipuleer het, maar sit jou naam by, maar maak seker jy sit my nommer 076-173-8742 op jou WhatsApp en ek stuur dit elke dag. Kom ons buig ons hoogte voor God, en dan seën ek U. Mag die Here Jesus Christus jou hart vul met verwagting, my broer en suster. Jou reinig met sy genade en sy bloed, en jou sterk maak om getrou te bly. Jou vul met sy Gees, en jou elke dag lei in die waarheid. Mag die Gees van God jou verander na die gelykvormigheid van Jesus. Mag God 'n dringendheid in jou hart sit veilig maak. Mag hy vir jou vrymoedigheid gee, sodat as hy kom, jou met blydskap sal ontmoet. Gaan in vrede, en ons almal roep uit Maranatha. Jesus kom weer. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met elkeen. Amen.